Ja, oupa. Vandag wil oupa vir jou 'n vraag vra. Jy oupa vasvra. Wat 'n vraag wil oupa vir my vra? Oupa wil sommer weet. Weet jy wat is 'n simbool? 'n Simbool, oupa? Ja. Dis nou soos as ek goed gedoen het met 'n toets, dan kry ek 'n A of 'n B, en as ek sleg gedoen het, dan kry ek sê net maar 'n D of 'n E. Oupa se kind is slim, jy's reg. Simbool, daai A of die B of die C is 'n simbool wat eintlik vir jou laat dink. Jy kan dadelik weet was dit nou het jy nou goed gedoen of het jy nou sleg gedoen, né? Ja, oupa, ek was reg. Ja, maar nou wil oupa vir jou vra, so, hoekom het ons 'n kruis as Christene, né? Ons het 'n simbool, 'n kruis. Hoekom het ons 'n kruis as 'n simbool? Ja, oupa, ek weet nie, maar as ek 'n kruis sien, dan dink ek dadelik aan Jesus wat in die kruis gesterf het, dis seker dit. Mooi, oupa se kind, maar nou, weet jy waarvoor is kruise gebruik? Oupa, kruise is mos gebruik, en het mense doodgemaak, maar nou wonder ek, ja, oupa se kind, hoekom gebruik ons 'n kruis, want dis nou iets wat gebruik is om mense dood te maak? Dis eintlik 'n verskriklike ding, nou sit ons 'n kruis op om na te kyk. Oupa se kind is slim. Dis presies hoekom oupa vir jou gevra het. So kom ons praat oor kruise. Kruise is in Jesus se tyd deur die Romeine gebruik om mense dood te maak wat veroordeel is. Hulle het sê nou maar verskriklike goed gedoen. Maar oupa, hoekom het hy dan vir Jesus gekruisig? Hy het mos nie iets gedoen nie, iets verkeerd gedoen nie. Oupa se kind is reg. Jesus het niks verkeerd gedoen nie, maar hy het goed gedoen wat die mense kwaad gemaak het. As jy iemand aan 'n kruis sien hang het, dan het jy dadelik geweet, hierdie ou was baie sleg en hy het verkeerde goed gedoen. Jy het geweet hy is veroordeel. Maar dan gebeur 'n snaakse ding in Johannes 3. Johannes 3 sê eintlik vir ons, dis nie Jesus wat veroordeel is nie, maar eintlik die hele wêreld. Maar oupa, dis dan nou snaaks, want dis dan nie Jesus wat aan die kruis gehang het, nie die wêreld nie. Ja, maar nou is daar nog iets in die storie wat interessant is. Onthou jy toe die Israeliete in die woestyn was, daai van die keer wat die klomp giftige slange die mense gepik het? Ja, oupa, ek onthou. God se mense was lelik. Hulle het lelik van God gepraat, hulle wou hom nie meer vertrou nie, en toe kom 'n klomp slange wat hulle pik. Hulle is eintlik veroordeel, en toe het hulle gebid, en Moses het gebid en van God gevra, help ons asseblief. En wat gebeur toe, oupa? Toe moes Moses 'n spesiale koper slang maak en dit op 'n paal sit. En dan as jy na die slang gekyk het, dan word jy gesond. So nou het oupa vir jou 'n vraag. Ja, oupa, was daardie slang in die paal, was dit 'n teken dat die slang skuldig was, of die mense wat nie geluister het na God nie? Ek dink dit was 'n teken dat die mense nie geluister het nie, oupa. Oupa se kind is slim. So as ons in Johannes 3 lees van Jesus en van duisternis, donkerte en lig, dan weet ons almal die hele wêreld was eintlik in donkerte, maar Jesus is die lig. En net soos wat die mense in die Ou Testament na die koperslang gekyk het, dan word hulle gesond, kan ons na Jesus kyk en sê, al is ek skuldig bevind, Jesus maak my vry. Dis baie mooi, oupa. So, die kruis is 'n simbool wat ons laat dink dat Jesus die lewe vir ons gee as 'n geskenk. Dis 'n present. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het. En daarom kan ons iets so verskriklik soos 'n kruis vat en daarna kyk en sê, God is lief vir ons. That's him, oupa se kind. Dis presies.